Kom ons gaan dan na ons skriflesing toe. Maleagi 1 vanaf vers 6 tot 8. Dis die laaste boek in die Ou Testament. Dit lees as volg. 'n Seun respekteer 'n vader en 'n dienaar sy heer. En as ek dan 'n vader is, waar is die respek wat my toekom? As ek die opperheer is, waar is die ontzag vir my? Die Here, heerser oor alle magte, sê: dit geld vir julle, priesters, wat my naam minag. Maar julle vra, hoe minag ons u naam? Julle bied besoedelde voedsel aan op my altaar, en dan vra julle nog, hoe het ons u verwerp? Omdat julle dink dat die tafel van die Here maar geminag kan word. As julle 'n blinde dier as offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. En as julle 'n mank of siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Bied so iets vir jou streeksgouverneur aan. Sal hy jou aanvaar? Sal hy goedgesind wees teenoor jou? Vra die Here, heerser oor alle magte. Tot sover. Is dit nou 'n groot voorreg nie, om so by julle te wees, en dan die groter voorreg om die woord te mag bedien. Terwyl ek aan die boodskap voorberei het daar in my kop 'n gediggie bly draai, wat ek nou al 'n rukkie ken, want ek was so 10 of 11 toe ek hom gehoor het. Ek gaan vir julle die gediggie oordra, maar ek gaan geen verduideliking gee nie, want ek wil hê jy moet self probeer die link trek tussen die gedig en die boodskap. Die storie loop so. Hy stap op sy toontjies, so stilletjies, saggies, sy oogies nou vol ondeugende laggies, reguit na die blik, vol goue stroop. 2 mollige vingers word diep ingedoop. O, wie staan hier? Dis altyd ma. Dit lyk vir hom nou na 'n goeie pak slaag. 2 armpies gaan vinnig en styf om haar nek. Dan word die taai vinger eers afgelek. Ek het mami lief. Hoe slim is hy, die klein stroopdief. Nou vra ek graag vir die gemeente vanmôre om julle Bybels oop te maak by 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. En soos ons met die boodskap aangaan, werk ons dan deur die hoofstuk. 'n Ongemaklike vraag, of dalk nie. Is God aanpasbaar? Of as ek nou die kinderstorie of die kindergediggie bytrek, is God omkoopbaar? Maar kom ons hou by die woord aanpasbaar. Dis interessant dat van die vroegste tye af wil mense God by hulle aanpas. My behoeftes, my gebreke, dis net maar soos dit is. Die mense sê, hulle sal die Here dien, maar self oor die besonderhede daarvan besluit. Ek sal die Here dien, ja, maar dan moet dit my ook pas. Nou hierdie eie willigheid kom van ver af. Kain bring 'n offer vir die Here wat na sy eie mening aanvaarbaar is. Genesis 4. Israel bring offers van diere wat siek of gebreklik is, terwyl God se voorskrif 'n dier sonder enige gebreke
vereis. Jy kan dit gaan lees in Levitikus 22. Selfs Moses slaan by geleentheid die rots met sy kierie, terwyl die Here gesê het dat hy net daarmee moet praat, Numeri 20. En dan nou nader aan vanmôre se boodskap. Net so wou koning Saul die Here dien, maar op sy eie manier. Hy wou God aanbid, maar op sy eie terme, en sonder om sy eie wil prys te gee. En Saul moes agterkom, en hier is die kern van die boodskap, aanbidding vereis gehoorsaamheid. Dis die hele boodskap, die hele preek, 3 woorde. Aanbidding vereis gehoorsaamheid. Nou, daar is 3 gebeure in die verhaal wat ons aandag vra. Die eerste is Saul se opdrag. Kyk saam met my na vers 1 en ons sal daarvan verder werk. Maar voor ek vers 1 lees, God het Saul as koning aangestel. Met ander woorde, dis God se prerogatief om vir hom te sê wat hy moet doen. Dis nie redelik dat hy gehoorsaamheid aan God moet hê. Dis net redelik dat God gehoorsaamheid van Saul kan verwag. Vers 1, lees saam met my. Samuel het vir Saul gesê, vir my het die Here gestuur om jou as koning te salf oor sy volk Israel. Luister dan nou na die woorde van die Here. Nou, wanneer ons verder lees, is dit opvallend dat Samuel die opdrag breedvoerig uitspel. Ek meen, Saul sou immers geweet het wat dit beteken om die Amalekiete met die bandvloek te tref. Maar is of Samuel voorsien dat hier 'n lollery kan kom. En daarom draai die opdrag noukeurig oor, verse 2 en 3, as jy saam met my wil lees. So sê die Here, heerser oor alle magte. Ek het raak gesien wat die Amalekiete aan Israel gedoen het, oor wat hulle van Israel in die weg gelê het, toe hy uit Egipte opgetrek het. Gaan dan nou en verslaan die Amalekiete. Julle moet alles wat aan hulle behoort met die banvloek tref. Jy mag nie met hulle medelee hê nie. Jy moet man en vrou, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie laat doodmaak. Ek onderbreek vir 'n oomblik net om te verduidelik. Jy lees in die Bybel van die banvloek. Nou, wat beteken dit? Dit beteken dat God bepaal dat iets sonder terme of voorwaardes aan hom, God, afgestaan moet word. Totaal aan hom gegee moet word. Trek met die banvloek beteken, wis totaal uit, as 'n offer aan my. Niks daarvan mag geneem word nie. Alles behoort net daar op die plek, eksklusief aan die Here. Levitikus 27 vers 28 beskryf dit so. Enigiets onder die ban is 'n besonder heilige gawe aan die Here. Nou goed, kom ons kyk verder. Want ons sien, Saul pak die oorlog suksesvol aan, vers 4 tot 7. Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim, 200.000 voetsoldate en 10.000 man uit Juda. Toe Saul by die stad van die Amalekiete kom, het hy 'n hinderlaag in die dal opgestel. Saul het vir die Keniete gesê, gee pad, kom weg daar tussen die Amalekiete, anders vernietig ek julle saam met hulle. Julle is die mense wat guns bewys het aan al die Israeliete toe hulle uit Egipte opgetrek het. Die Keniete het toe onder die Amalekiete uit pad gegee. En Saul, vers 7, Saul het die Amalekiete verslaan. Van Gabila af tot by Sur, wat langs Egipte lê. Net tot daar vereers. Saul het 'n opdrag gehad.
Maar hier kom nou 'n kinkel in die kabel, want die tweede deel van my boodskap sê Saul se ongehoorsaamheid, vers 8 tot 12. Nou iewers hier in die oorlog, terwyl Saul besig is saam met die mense om dood en verwoesting te saai, soos die Here gesê het, iewers begin Saul voel dat die opdrag van die Here nou nie so lekker met sy eie siening van sake strook nie. En hy begin ongemaklik raak met die Here se duidelike bevel. Terwyl die Here beveel het dat alles as 'n offer aan hom vernietig moet word, besluit Saul om die opdrag so 'n bietjie aan te pas. En hy kies om te onderhandel eerder as om te dien. Kom ons lees dit, vers 8 en 9. Hy het Agag, die koning van die Amalekiete, lewend gevange geneem. Maar die hele volk het hy deur die swaard by die bandvloek getref. Saul en die manskappe het Agag gespaar, as ook die beste kleinvee en beeste. Al die naasbestes, ook die ramme en alles wat goed was. Hulle wou dit nie met die bandvloek tref nie. Maar alles wat verwerplik en swak is, dit het hulle met die bandvloek getref. Ek lees dit tot daar. Saul ignoreer iets baie belangrik. Dis nie vir hom om te besluit waarmee God tevrede moet wees nie. God het hom aangestel om koning te wees. En deur gehoorsaam te wees, sou hy eer aan God bring. Gehoorsaamheid aan God sou die regte aanbidding wees. God is nie aanpasbaar nie. Sy handeling met mense is juist daarop gemik om die mens na hom toe te bring, om hulle in sy koninkryk in te bring. En daarvoor het God in die ou bedeling wette, profete en priesters gegee. En in ons tyd het hy sy seun gegee, sy gees gegee, sy kerk gegee, om ons na hom toe te bring, nader aan sy standaard. Nou intussen bly Samuel waar hy bly, maar die Here praat met Samuel, vers 10 tot 12. Toe het die woord van die Here tot Samuel gekom. Ek is spyt dat ek Saul as koning aangestel het, want hy het van my al weggedraai en my opdragte nie uitgevoer nie. Samuel was ontstel en het die hele nag na die Here om hulp geroep. Samuel het vroeg die oggend opgestaan om Saul te gaan ontmoet. En Samuel is meegedeel. Saul het in Karmel aangekom en hy het so waar vir homself 'n gedenkteken opgerig. Toe het hy omgedraai en verder gegaan. Hy is na Gilgal toe. Saul se opdrag, Saul se ongehoorsaamheid en nou Saul se onbekeerlikheid. Dis 'n treurige storie. Die res van die verhaal is treurig. Dit waarsku ons teen die gevaar daarvan om nie na die Here te luister nie. Dit waarsku ons teen die gevaar van 'n geskroeide gewete. Kan ek net so die pausknopie druk? Die boer het probeer om sy arbeiders mooi te leer. En hulle verduidelik van verkeerd en reg en van skuldgevoelens. En hy sê toe vir Jafta, hoorie Jafta, die ding van, jy weet wat is verkeerd, verstaan jy dit? Ja my kroon. Nou Jafta, hoe werk het? Hy sê, my kroon, dis soos 'n blikkie, so 'n driehoeke blikkie hier binnekant.
As jy begin verkeerd gaan, dan maak daai blikkie so, dan krap hy jou. En die boer sê vir maar Jafta, daar's dan mense wat dit ander verkeerd doen, dit lyk dit of dit hulle mee plan is, jammer was. Maar daai blikkie het soveel klomp kere gedraai, hy raak nou niks meer nie. Amper sien ons hier iets van 'n geskroeide gewete. Vers 13. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseën wees deur die Here. Ek het die opdrag van die Here uitgevoer. Maar Samuel vra, wat is dan die gebler van kleinvee in my ore en die gebulk van beeste wat ek hoor? O ja, en Saul is onmiddellik gereed met antwoord. Is nie sy fout nie. Vers 15. Saul het geantwoord, hulle het dit van die Amalekiete afgebring. Want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar, sodat hulle aan die Here u God kan offer. Die res het ons met die bandvloek getref. Samuel het 'n slegte nag agter hom. Hy is nie lus om na draaistories te luister nie. Vers 16. Toe sê Samuel vir Saul, hou op, dat ek jou kan bekend maak wat die Here vannag vir my gesê het. Waarop Saul vir hom sê, praat. Samuel sê toe, is jy nie, alhoewel jy klein is in jou eie oë, die hoof van die stamme van Israel nie? En het die Here jou nie as koning gesalf oor Israel nie? Die Here het jou op 'n pad gestuur. Hy het gesê, gaan tref die sondaars, die Amalekiete, met die bandvloek. Veg teen hulle totdat jy hulle uitgewis het. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, maar op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? O ja, en weer ruk Saul sy nek styf. Saul sê toe vir vers 20. Saul sê toe vir Samuel, ek het geluister na die stem van die Here. Ek het gegaan op die pad waarop die Here my gestuur het. Ek het Agag, die koning van die Amalekiete, saamgebring. Maar die Amalekiete het ek by die bandvloek getref. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die mangoed, om aan die Here u God te offer. Kry jy dit? Maar dan kom Samuel by die kern van die saak. Jy kan nie die Here dien. Jy kan nie die Here troos met 'n belofte van offers of sy oë met 'n geskenkpakkie toemaak. Of as jy na die gediggie toe gaan met mooi praatjies die verkeerde toemaak nie. Vers 22. Daarop het Samuel geantwoord, is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers, om te luister beter as die vet van ramme. Ja, opstandigheid is soos die sonde van waarsêry en eie sinnigheid soos die ewel van huisgode. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Dit is aardskuddende nuus. Maar wanneer Saul uiteindelik voor Samuel se sambokwoorde knak, doen hy dit nog steeds met 'n systap, vers 24. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, ja. Ek het die bevel van die Here en u opdragte oortree, omdat ek wat bang was vir die manskappe en na hulle geluister het. Hoor jy die sy stap?
En toe Samuel weier om verder met hom te praat, probeer hy nog oulaas om sy selfbeeld te handhaaf. Vers 30. Ek het gesondig, het Saul gesê. Handhaaf asseblief nou net my eer voor die oudstes van my volk en voor Israel en gaan saam met my terug, dat ek voor die Here u God in aanbidding kan buig. Hoor jy? Moet my nou net nie in die skande bring voor die mense nie. Loop nou net saam met my as wat dan my verkeerd is nie. Die verhaal sluit baie hartseer. Vers 35. Samuel het tot die dag van sy dood nie meer vir Saul gesien nie, alhoewel Samuel oor Saul getreur het. Die Here was spyt dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Ek sluit af. Die seentjies sien die gaping. As ek nou vir mamma sê hoe lief ek vir haar is ek in die moeilikheid uit. Koning Saul wou die Here dien op sy eie manier, op sy eie terme, sonder om sy eie wilprys te gee. So van as 'n vernoot, nie as 'n dienaar nie. God is nie aanpasbaar nie. Jy en ek moet voor hom buig. Aanbidding vereis gehoorsaamheid. Nou vra ek vir jou, en omdat dit uit my mond uitkom, hoor ek dit eerste vir myself. Sal jy voor God se wil buig? Of gaan jy jou menseregte handhaaf? Kom ons bid saam. Heer, u woord is my 'n fakkel wat sy ligglans voor my dra en voor my voet die duisternisse van die lewenspad verjaag. Here, u ken ons. Hoe ons baie keer skelm met u probeer omgaan. U probeer ompraat, sy stap. Vir u sê, Here, wat ek het is goed genoeg. Here, leer ons u regte weë. En wys die regte pad ons aan en maak ons hart daartoe geneig om op daardie weg te gaan. Amen.